Wanneer groot moondhede begin besluit wie mag regeer, gaan dit nie meer oor vrede nie. Dit gaan oor magslyne. Die Venezuela scenario is nie 'n uitsondering nie. Dit is 'n waarskuwing. Goeienaand Suid-Afrika, dit is die 5de Januarie 2026. En ek wil vir julle 'n bietjie op hoogte bring vir die wat nie weet nie. Wat is besig om op die politieke speelveld voor ons uit te speel. In 1989 is Panama aangeval. Dit is 'n klein land met beperkte internasionale belange. Daar was geen groot teenmagte betrokke nie. Die uitslag was 'n baie vinnige militêre suksesverhaal. 'n minimale naloop of nabetragting. By nabetragting was daar baie weinig onstabiliteit. En daar is 'n goeie rede hoekom dit gewerk het. Die staat self het nie in duie gestort nie. Panama word dikwels gebruik om ander intervensies en ek glo ook die intervensie by Venezuela te regverdig. Dis verkeerd. In 2003 is Irak binnegeval. En daar is 'n baie sterk waarskuwing uitgestuur aan die wêreld. Daar is 'n regimeverandering plaasgevind sonder 'n sosiale herstelplan. Die weermag en instellings is ontbind. En dit het gemaak dat die identiteit en orde van die land ineenstort. Die uitslag of die uitkoms van daai inval was dat die volk van Irak is nie bevry nie. Maar dit het ontaard in sektariese geweld, met ander woorde, daar het religieuse geweldpleging begin plaasvind, ekstremisme en dekades van onstabiliteit het gevolg. Nou die les wat ek glo elkeen van ons daaruit behoort te leer is dat wanneer orde afgebreek word sonder 'n morele en kulturele alternatief, ontaard die land in chaos. In 2011 is Libië op dieselfde manier binnegeval en dit was moreel geregverdig. Die militêre aksie was suksesvol, maar polities is Libië 'n leë dop gelos. Die uiteinde daarvan was, daar's geen staatsgesag was nie, en uiteindelik geen toekoms vir die burgery nie. Die les wat ons daaruit behoort te leer is dat 'n land is meer as sy leiers. Verwyder jy die hoof sonder dat die liggaam sou genees, sterf alles uiteindelik. Nou waarom die Venezuela scenario baie naby aan die Irak en Libië scenario's is dat in al drie die gevalle was daar diep interne verdeeldheid. Daar was swak instellings, met ander woorde die gesagstrukture was maar swakkerig. Hoewel daar groot internasionale belange was wat hulle oë op die lande gehou het, die olie, die invloed en natuurlik die ideologie. Eksterne moondhede was in hierdie lande definitief nie neutraal nie. In hierdie gevalle fluister die geskiedenis vir ons 'n baie ernstige waarskuwing. Wanneer groot moondhede besluit wie mag regeer, is dit nie oor vrede nie, maar oor mag. Venezuela is nie die begin van 'n nuwe orde nie. Dis die patroon wat al baie lank al gevolg word. Wanneer mag homself as reg verklaar, raak die waarheid stil en geweld praat al harder. Venezuela openbaar nie skuld nie,
Dit openbaar die tyd waarin ons leef. Hoewel daar baie geregverdigde redes is waarom die staatshoof daar verwyder is. Vir ons in Suid-Afrika, vir al die wit minderheid te staan, is ons nie in 'n seisoen van kant kies nie, maar van onderskeiding. Die groot moondhede praat hard, maar die burgery betaal die prys. Wanneer orde nie meer op die waarheid rus nie, maar mag begin die taal praat, word dit later die enigste taal wat gepraat word. Daar kom 'n tyd, en dit is baie vinnig besig om nader te kom, waar gemeenskappe nie gered word deur beskermhere of Big Brothers nie, maar deur samehang en afhanklikheid van mekaar. En dit bring my terug na vorige aanbiedings toe, waar ons besig is met identiteitspolitiek in die boerelegioen. Ons moet weet wie ons is, voordat ons enigsins enige iets kan of wil doen. 'n Volk sonder identiteit word 'n slagveld. 'n Volk met identiteit word uiteindelik 'n struikelblok vir die tirannie van die meerderheid. Hierdie uur waarin ons lewe vra nie wie is reg of wie is verkeerd, maar wie is geanker en weet wie hy is. Wat in Venezuela gebeur is nie net geopolities nie. Dit is 'n teken van 'n wêreld waar vaste reëls plek maak vir magshebbers om te heers. Dink maar aan die Romeinse ryk, dink maar aan die Engelse ryk, toe daar 34.000 van ons vrouens en kinders in die konsentrasiekampe omgekom het, as gevolg van die magsig van 'n koning. Vir gemeenskappe soos ons beteken hierdie tendens dat ons sal moet introspeksie hou as 'n klein volkie, wit volkie aan die suidpunt van Afrika. Ons sal moet intern eenheid bereik. Ons ou slagspreuk is nie verniet, ex unitate vires, eendrag maak mag nie. Ons sal moet 'n kulturele en 'n morele ruggraat kry. En ons sal moet van vrees ontslae raak. Elke geslag kry 'n oomblik waar sy wêreld ontbloot word. Venezuela is nie 'n uitsondering nie, dis 'n spieël. Dis nie 'n spieël van goed en kwaad alleen nie, maar van mag wat weer leer om die praatwerk te doen. Panama wys ons dat ingryping soms kan werk, maar slegs waar die staat bly staan. Irak leer ons dat as orde verdwyn, chaos nie wag vir toestemming nie. Libië wys ons dat morele reg sonder strukture enige volk vernietig. Venezuela dra al drie se waarskuwingstekens: groot belange, diep verdeeldheid en buitemagte met agendas. Die geopolitiese waarheid in hierdie hele scenario is dat wêreldryke dink in resultate, nie in die wonde en die bloed wat hulle agterlaat nie. Maar elke kort oorlog los 'n baie lang skaduwee. Wanneer reëls nie meer bind nie, word die mag van die magshebber die nuwe grondwet. Hierdie is nie 'n tyd vir kant kies nie, my boetie en sussie, maar 'n tyd waar ons baie duidelik sal moet onderskei.
Ons moenie kyk na oos of na wes nie, maar na die waarheid wat staan teen die magsbeheptheid van wêreldheersers. Die vraag is nie wie wen nie, maar wie gaan bly staan wanneer die lawaai stil raak. Saluut.